jy weet, ou Sonja, daar's partykeer tye wat ek tot die Here bid, en dan is daar sekere goed wat ek graag wil weet, en dan sal die Here vir my sê, ons hoef nie, as mens hoef ons nie altyd alles te weet nie. Maar ja, ek het, weet, ons het stil geraak, 'n versoek voor die Here gebring, wat Openbaring 4 aanbetref, en dis nie 'n lang openbaring nie, dis nie 'n lang, hoe kan ek sê, skrif of hoofstuk nie, maar ja, laat ek vir jou sê, die boek Openbaring is baie, baie diep, en jy gaan daai boek nie uitlees sonder die stem van die Heilige Gees nie, en jy wil dit ook nie doen nie, dan kan jy heel moontlik verkeerde uitleg aan dit gee, en dan, dan is jy op 'n einde van die dag net 'n struikelblok in mense se lewens. Maar wat ek wel vir jou kan deel, wat ons weet van die Heilige Gees af ontvang het, is dat die 24 trone met die 24 ouderlinge wat rondom God se troon sit, in die hemele, dat dit die volk van God verteenwoordig, die een liggaam van Christus, die kinders van God, en dit is hoe ons dit ontvang van die Heilige Gees af, en dan natuurlik daai 4 lewende wesens, wat met die gesig van 'n leeu en 'n mens, en ek dink 'n arend, en dan is daar nog iets, maar dit verteenwoordig eintlik die hele skepping, die wilde diere, die mens op aarde, en die voëls in die lug, jy weet, daai tipe goeie, dit waarvoor daai 4 wesens daar is, en hulle verteenwoordig natuurlik die skepping van God. So ja, dit is hoe ons dit, hoe kan ek sê, ontvang het. Ek dink as daar nou regtig tegnies, meer spesifiek dit moet uitlees, sal ek amper 'n leerstelling kan maak van so iets, maar ja, dit is nie regtig, hoe kan ek vir jou sê, dit is nou nie regtig iets wat, ek bedoel, ja, op die einde van die dag, ja, dit is lekker om vir mense te vertel waarvoor dit, wat verteenwoordig dit, maar dit is nie iets wat jou, weet, ek weet nie, dit is vir my, dit is goed om te weet, maar dit gaan nie, hoe kan ek sê, ek weet of dit jou opbouend kan, hoe kan ek sê, versterk nie, verstaan my punt, om dit te weet, is ouers dankbaar vir daai wysheid, maar dit maak nie 'n verskil, in ons dag tot dag bestaan, hier waar ek en jy lewe nie, en dis hoekom ek glo en vertrou dat die Here my kragtig meer gebruik op leerstellings wat 'n verskil gee in die gees en die harte van mense maak, hulle terugbring op die vlakke, geestelike vlakke waar God hulle kan gebruik, en dan outomaties wat 'n direkte impak op die mens self het, en op die geestelike wandelspad wat hulle stap, ja, die ewigheid, weer die ewigheid tegemoet. En dit is hoe ek dit sien, maar ja, dit is maar die uitklaring wat ons gekry het. Jy's die eerste mens in 13 jaar wat my uitvra daaroor, maar ja, dit wys net vir ons, min of meer hoe lyk dit in die hemele, en die absolute heiligheid wat dit, hoe kan ek sê, wat geopenbaar word, en ja, dit is 'n absolute ere voorreg, om te besef dat dit 'n werklikheid is, in geloof geestelik, en ja, daar's 'n ander wêreld hier buite betrokke, wat ons nie altyd alles sien nie, en dit is maar waar geloof ingekom, maar daar's baie tye wat die Here vir my sê, julle hoef nie, as mens hoef julle nie altyd alles te weet nie, en ja, daar's sekere goed wat ek nie belangstel om te weet nie, ek gaan nie my polse daaroor stik en byt nie, vir my gaan dit oor om staande te bly hier op aarde, in moeilike uitdagende tye, dat ek vir jou sê, dis wild hier buite, hier's baie uitdagings hier buite, en om sterk te staan vir soveel mense, wat deur hindernisse, noodlot en beproewings en verdrukking en alles gaan, dit is waar die kuns lê, om absoluut vir die Here te vertrou in hierdie moeilike uitdagende tye.